By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Reeks, en dit is 'n opvolg op 2 van die reekse wat verby is. Daai lang reeks oor die antieke denke en hoe dit op ons hou vas het en hoe ons uiteindelik daaruit ontwikkel het. En toe die afgelope reeks, soos julle dit agtergekom het, ek het nooit vir die reeks 'n titel gegee nie. Net op my rekenaar het gestaan, waar kom die Bybelse temas vandaan? En ek besef ek het nooit vir julle gesê dat dit die titel is wat vir julle reeks gegee het. En die doel was om ons te wys waar hierdie idees in die Bybel waarop wat eintlik die boublokke was vir ons wêreldbeskouing, waar hulle oral vandaan gekom het in die antieke wêreld. En toe het ek gedink, nou goed, nou wat nou? Ons weet nou waar lê daai goed. Ons weet wat ons daarmee maak, reken ek. Maar wat nou van hier af? Wat is dan 'n alternatief vir my en jou, in terme van ons lewe, ons persoonlike groei, hoe ons die wêreld sien. En toe het ek op hierdie reeks besluit, wat nou vandag begin. Ek wil voordat ek begin praat, eers iets sê wat grondwerk doen vir hierdie reeks. Deur die hele verloop van die afgelope reeks het ek verskillende skoene aangetrek en verskillende hoede opgesit. Jy sou soms agterkom in die praatjie dat ek baie polemies raak. Wat beteken, ek raak so 'n bietjie vingerwysend na goed wat 'n mens daar maar wraggies nie kan glo nie. En dan het ek argumente wat sterk daarteen opgestel is. Dan het ek 'n ander hoed opgesit en weer meer akademies
wil ek amper sê, eerlik geraak, genuanceerd en gesê, maar daar's tog begrip nodig vir waarom 'n sekere geloofstruktuur of denkskool of raamwerk ontstaan het, of 'n konstruk. Kom ons kyk dan nou empaties daarna, en ander kere het ek weer gesê, ons en hierdie mense is nie verskillend nie. Want hier praat jy van mense wat vra, en hulle antwoorde was beperk tot dit wat hulle geweet het. En ek en jy het beter antwoorde vandag, maar ons besef ook nie, geslagte wat kom sal sê, ons antwoorde was beperk, want ons het nog nie genoeg geweet nie. Ek wil 'n kompas ingooi vir hierdie reeks wat nou voor lê, en dit is, wanneer ek gaan werk met dit wat oud was en dit wat nou nuut voorgestel word, wil ek my nie daaraan skuldig maak om strooipoppe op te stel en hulle met haalgewere te skiet nie. Nou ek glo ons almal ken die akademiese verskynsel, ek het 'n hele praatjie daaroor gelewer 'n paar jaar gelede, oor strooipoppe en staalmanne. Wanneer ek jou geloof wil aanval, of jou argumente, dan gaan haal ek die swakste argument in dit wat jy glo. En dan skiet ek hom met my sterkste koels plat. Dis maklik. Ek vind baie keer dat mense byvoorbeeld die Christendom vat van hulle mees ekstreme swak argumente en dit dan opstel teen 'n beter kennis en dit maklik plat skiet. Een van die goed wat gebeur het is, in verlede week se praatjie se kommentare op Facebook, het iemand daar geskryf, wat my pla van Christene is, hulle dink hulle kan net sê, sorry liewe Jesus, en dan is hulle vergewe, en dan gaan hulle hemel toe. Dan hoef hulle nie weer verder te dink oor wat hulle doen nie, want hulle is vergewe. En 'n ander Facebook vriend van my, het geskryf, dit is nie heeltemal waar nie, en hy was reg. Daai argument van daai persoon was 'n strooipop. Jy kry Christene, wat doen net wat hulle wil, en hardloop en sê, Here vergewe my, en dink alles is oukei. Maar die feit dat jy sulke Christene kry, beteken daar is 'n komponent, of 'n gedeelte, of 'n kontingent in die Christendom, wat so is. Maar daar's Christene wat baie meer genuanceerd na die lewe kyk, en wat vir hulle self sê, ja goed, ek is vergewe as ek vergifnis gevra het, maar dis belangrik, dat ek sal kyk na hoe ek leef, dat ek myself sal ondersoek, en so meer. Dit kry jy veral onder die mystiese Christene en die kontemplatiewe Christene. So dit geld hulle glad nie. So dis vir my belangrik om te sê. Ek sê nie dat ek nie nou en dan polemies gaan raak nie, dit kan 'n ou raak. Jy kan regtig iets uitwys en sê, hier is die rede hoekom mense dit nie kan glo nie. Maar ek wil nie strooipoppe skiet nie. Want hierdie hele reeks gaan baie kontraste in hom hê. En ek wil myself nie daaraan skuldig maak, veral ook op 'n akademiese vlak, maar ook as mens, wat met medemense en dit wat hulle glo op 'n manier werk, waar ek hulle belaglik maak en dan kan ek hulle maklik plat skiet, deurdat ek hulle swak plekkies gaan uithaal, en vergeet dat hulle ook baie sterk argumente het. En dit moet 'n ou sê, van enige godsdienst, en 'n mens moet dit ook sê van die Christendom, daar's hogere intellektuele mense in daai godsdienste, wat nie so ongenuanceerd daarmee werk, dat 'n mens hulle so maklik kan platskiet nie. En dit is iets wat mens die hele tyd in jou kop moet hou. Nou goed, ons eerste praatjie vandag gaan hieroor. Die reeks se titel is dit: wat kan eie tydse gereedskap wees vir my en jou persoonlike groei? As jy die woord spiritueel verkies, voeg hom daarin, maar ek wil hom nie daarin voeg nie, want nie almal van ons is spiritueel nie. Ons het baie renaissansers wat heeltemal humanisties en sekulêr is. En daarom voel ek is totaal gemaklik daarmee, om weg te doen met enige iets wat die metafisika intrek noodwendig, want ek dink ons praat dieselfde taal, as ons erken dat daar is hierdie gemene deler, van dit gaan oor ons lewe, en ons is geïntegreerde wesens. Ek deel nie die mens op in gees, siel en liggaam nie. Vir my is ons een geheel mens, so wanneer ek praat oor groei, dan praat ek oor die mens wat groei, en dan maak ek nie sekere dele
los van ander nie, en dan is dit vir my goed om te aanvaar dat as 'n mens dan nou wil sê, daar bestaan nie so iets soos 'n gees nie, dan kan ek daarmee akkoord gaan. Nou die eerste praatjie vandag se titel is dit: Ons beweeg van sonde na skadu. Ons doen met ander woorde weg met die term sonde. En ons gaan in 'n ruimte in waar ons 'n nuwe term aanneem, en dit is, elke mens het 'n skadukant. En dan daarmee saam doen ons weg met die konsep van daar sonde skuld. Jy moet vergewe word. Jy moet groei. Jy het potensiaal, jy maak foute, jy moet leer, jy moet groei. Wanneer laas het ek en jy, en ek vra dit nie vraag nou vir jou, het jy iemand beskryf as, daai is 'n goeie mens? Daar's 'n ou verhaal van 'n seentjie wat eendag vir sy oupa vra: Oupa, hoekom voel dit of daar 2 mense binne in my woon? Party dae wil ek net goed wees. Ander dae is ek jaloers, kwaad en selfsugtig. En voor julle dink dis nie moontlik dat 'n kind so met sy oupa kan praat nie, kan julle gerus op my Facebook gaan kyk na iets wat ek Vrydag geplaas het. In 1967 het BBC 'n klompie kinders by 'n skool, hulle was so groot, klein kindertjies, het hulle gaan uitvra oor hulle innerlike wêreld en hulle emosies, en my mond het oopgeval vir hoe emosioneel in kontak daai kinders met hulle self was, dat hulle in detail hulle emosies kon beskryf. So 'n kind kan hierdie vraag vra. Hy sê: Oupa, party dae wil ek net kwaad wees, ek wil net jaloers wees en ek wil net selfsugtig wees. Sy oupa het geglimlag en hy het gesê: Dis omdat daar 2 wolwe in jou leef. Nou ek en julle ken die storie tot op hierdie punt, nee. En dan was die antwoord altyd: Nou wie gaan wen? Die antwoord was: die een wat jy gaan voer. Onthou julle, ons het gesê, lees jou Bybel en bid elke dag, en dan sal jy groei. Die een wat jy voer, hy gaan wen. Maar, daar's 'n ander antwoord. Nog 'n antwoord. Een wat ek dink baie dieper sny. Carl Jung sou waarskynlik nie met die eerste antwoord saamgestem het nie. Hy sou gesê het, hulle wen albei. Want albei is deel van jou. En dit bring my vanoggend by die vraag waarmee ek vandag wil begin in hierdie praatjie. Wat gebeur as ons die probleem nie sien as die donker in ons nie, maar as ons die probleem begin sien as die feit dat ons as individue ontkennend kan wees oor die donker in ons? En ek stel voor dat dit is die probleem. Die probleem is nie die donker nie. En die antwoord is nie die antwoord wat godsdiens gee. Jy kan helder skoon en een van die goeie mense op die aarde word, en dan stap jy uit die lelike kringetjie weg, en dan sê ons is nou gered, en hulle is nog donker, hulle is ongered, hulle is boos, ons is goed nie. Daar bestaan nie so iets soos goeie mense en slegte mense nie. Ons is op 'n kontinuum van leef, vanuit lig of skadu, maar dit albei sit in ons, en die potensiaal sal met my wees tot ek die dag my kop neerlê om uit vir een van daai wolwe te laat gaan, en die dag of die volgende insident deur hom te laat hanteer. En hier is hoe ons die wêreld verdeel. Hy is 'n goeie mens, sy is toksies. Hy is 'n held. Sy is boos, daai vrou. Daai mense is op die pad. Daai ander lot het die pad byster geraak. Dit gebeur nie net in godsdienst nie, dit gebeur ook in politiek, dit gebeur in sport, dit gebeur in families. Ons breine hou daarvan om die wêreld te vereenvoudig as 2 groepe. Maar is die wêreld so eenvoudig? En ek weet, ek is nou besig om hierdie vraag te vra vir mense wat reeds anders dink. Vir die afgelope paar maande het ons nou saam gekyk na waar ons grootword jare
se wêreldbeelde vandaan kom. Daai goed wat vir ons so begin pla het, dat ons dit dekonstrueer het. Skepingsverhale, paradys, vloedverhale, hemel, hel, redders, hemelvaarte en so meer. Nou in hierdie reeks gaan ons nie meer kyk na waar kom idees vandaan nie. Ons gaan liewer die volgende vraag vra: watter wêreldbeeld help my van nou af om volledig mens te wees en elke dag voller en voller te kan leef? Want 'n wêreldbeeld is nie net iets wat mens glo nie, dis iets waar volgens jy leef. Nou wat gaan ons dan nou maak met hierdie ding wat ons geërf het van daar's goeie mense en slegte mense, geredde mense en ongeredde mense? Wat gaan ons daarmee doen? Want dis een van die invloedrykste wêreldbeelde wat ons geërf het en daar sit van sy tentakels in my en jou brein. Ons het daai kategorieë en ons werk ook soms met hulle, al wil ons dit nie erken nie. Nou ons weet ons het dit geërf, dat ons sien in terme van lig en donker, goed en kwaad, God en Satan, ons en hulle. Nou as jy God en Satan uithaal, kan jy daar ander nog steeds in stand hou en sê, as jy 'n baie linkerbrein mens is, of 'n baie eksakte soort mens is, dan leef jy dalk so. Jy hou dalk nie daarvan om in godsdienstterme so te dink nie, en daar is nie meer vir jou 'n hemel en 'n hel nie, of sonde en sondaars en goeie mense nie, maar jy dink nog steeds so jy pleeg daai selfde ding, daai dualisme wat gaan skade doen in jou eie funksionering, en in hoe jy jouself sien en jy beperk jou eie potensiaal om te ontwikkel. As jy dit doen, en dit gaan julle net nou verstaan. Maar hierdie manier van dink kom daar uit per se, ek het dit gesê. Zoroaster het dit vir ons geleer. Die Christendom het dit in sy water gekry en uiteindelik die westerse kultuur. So ek en jy is deel van daai probleem. Ons dink wit-swart op 'n baie goeie dag. En ek sê dit nie om die tradisies af te kraak waar dit vandaan kom nie om Christene af te kraak nie, en ook nie om my en jou as ons geneig is om so te wees af te kraak nie. Ons moet vanoggend sê, dit het gehelp in sy kinderskoene, veral in die kinderskoene van die wêreldse ontwikkeling, het dit ons gehelp om die basiese idee te vestig van, daar is goed wat nie goed is nie, en daar is goed wat beter is. Reg en verkeerd. Dit het ons gehelp, maar iewers moet ons van daar afkom na 'n plek waar ons meer grys word met die wêreld. Want, al het dit ons gehelp om noodsaaklike kategorieë te vorm, as 'n basis. Elke kragtige idee het 'n skaduprys. En dit maak nie saak wat dit is wat jy vandag glo nie. Dit maak nie saak watter waarde jy gebruik om vanuit te leef nie. As jy mooi na hom gaan kyk, sal jy sien hy het ook nadele. Hy het ook pryse wat jy betaal omdat jy daai waarde aanneem. Nou dualisme se skaduprys is die volgende. Ons kyk nie meer net na gedrag nie. As jy daai ding glo van as goeie mense en slegte mense, as jy eers besluit dat iemand is goed, dan kan hy persoon niks verkeerd in jou oë doen nie. So jy kyk nie meer na gedrag nie, wat jy nou gedoen het, jy het gegaan en jy het 'n etiket gaan haal, en het hom geplak op daai mens, en nou is dit wie daai mens vir jou is. Hy is goed. Of jy het gesê, sy's boos. En dan kan sy maar so oulik wees as wat sy wil op 'n goeie dag. Jy sal selfs dit afkraak en sê ek vertrou dit nie. Daai is 'n bose enetjie. Verstaan julle hoe funksioneer hierdie goed in ons? As ons met 'n etiket begin werk omdat ons dualisties dink. Sommige mense is net so en ander mense is net so. Dan sien ons nie hoe almal maar alles is nie. En daai etiket is gevaarlik nie omdat hy kategorie beskryf nie, want kategorieë is daar niks meer verkeerd nie. Maar as jy van 'n kategorie 'n etiket maak wat 'n mens se hele identiteit word, wat jy dan doen, is jy's met 'n halwe waarheid besig en jy maak hom die hele waarheid. Jy's met 'n faset van 'n mens besig, miskien sy swakste of haar swakste eienskap, jy blaas dit op tot hulle totale identiteit en definisie, en dis 'n halwe waarheid. Dis dalk partykeer 'n 0,01% waarheid. En jy glo dit as die waarheid omdat jy 'n ervaring van die persoon gehad het. Dit is bitterlik gevaarlik. En wat nou aangaan is, as jy dit doen, staan jy mos aan die ander kant. So as ek gesê het, jy is sleg, dan is ek goed.
En die oomblik as ek daai etiket op myself plak, dan doen ek dieselfde met myself. Nou skielik blaas ek my goeie eienskappe op tot my totale wese. En ek vat daai goeie eienskap van my, ek vergelyk hom met jou swak eienskap, en wie gaan nou wen? Wie's nou goed, wie's nou sleg? En dis die skade wat hier gebeur. Hy het 'n tweeërlei probleem wat hy skep, dualisme. Hy het eers 'n innerlike, persoonlike, gevaarlike meganisme. Hy verklaar my goed, en nou word ek blind vir my eie donker en skadu. Hy verklaar jou skaduagtig of donker, en ek word blind vir jou lig. En dan het hy 'n sosiale ding wat hy doen, wanneer ek uitstap by my voordeur, is dit hoe ek na jou gaan kyk, en jou gaan hanteer. Jy's sleg, en ek is goed. En sien jy waar staan ons dan? En dit is waarom dit dikwels as mense dit doen, en ook in godsdienste doen, dat dit so gevaarlik maak, dat die mense opstandig raak daarteen. Want iemand gaan staan op die moral high ground, ek is in die lig, en is totaal verblind vir die mengsel van skadu en lig wat in daai persoon self is. En daar ontspoor ons verhoudings. Nou Alexander, ek het dit gesê, Solzhenitsyn, hy was in Stalin se Gulag-kamp gewees. En hy skryf een van die merkwaardigste sinne van die 20ste eeu, ek gaan hom weer vir julle lees, ek het hom in een van die vorige praatjies gelees. Hy het gesê, die grens tussen goed en kwaad loop nie tussen lande, met ander woorde, hierdie nasie is goed en daai een is sleg, of tussen politieke partye, hierdie partye is sleg, daai een is goed nie. Dit loop deur die hart van elke liewe mens. Loop hy. Nie die hart van sommiges nie, die hart van elke mens, ook myne. En dit is ongemaklik, want ons verkies 'n wêreld waar boosheid altyd aan die ander kant woon, nie hier in my kamp nie. Altyd in die ander mens is, nooit in my nie, maar hy sê nee, jy dra ook boosheid. En ons noem dit nie boosheid nie, dis 'n lelike woord. Ons noem dit skadu. Ons noem dit skadu. Dis presies wat Carl Jung ontdek het. Hy het sy hele lewe lank probeer om mense te verstaan. En een ding sê hy het hom telkens opgeval oor die mens, en dit is, hoe harder mense probeer om hulle donker kante weg te druk, hoe sterker het dit hulle beheer. En dis die probleem van dualisme. As jy gaan besluit, ek is nie donker nie, en watter meganisme jy ook al gebruik om dit weg te stoot, dit gaan jou beheer. En hier wil ek iets sê, wat dit vinnig ingooi en vir ons die kontras uitbeeld. Daar's twee mensbeelde. Die een mensbeeld is die Christelike mensbeeld, en ek praat van in ons konteks hoor, daar's natuurlik talle oor die wêreld. Maar dit wat ek en jy mee groot geword het, en dit waar ons nou staan. Jy kry die Christelike mensbeeld wat sê, jy het nou gekom en vir die Here gesê, jy's jammer, jy's 'n sondaar, jy het jou bekeer tot hom, en nou het jy jou sondes bely. En nou lewe jy 'n lewe waar jy jou sondes bely. As jy iets verkeerd doen wat jou pla, dan gaan sê jy, jy's jammer, en dan aanvaar jy het vergifnis gekry, en dan aanvaar jy ook, jy's nou skoon gewas. En dan sê mense mos nou met die bloed van Jesus, jy's nou skoon gewas. Jy's nou skoon. En dit is nou nie meer hoe die Here na jou kyk nie. As die Here nou na jou kyk, sien hy iemand totaal en al skoon, sonder skuld, geen sonde nie. En gaan Paulus voort en hy sê, jy het 'n nuwe identiteit. Jou identiteit is nou jou gees wat wedergebore is. En daai gees sê hy kan nie sonde doen nie. En dis die ware jy. En spirituele mense wat nie meer Christene is nie, doen dieselfde. Hulle sê, ek het 'n ware ek, en dan het ek 'n valse ek, my ego. En ek identifiseer, my identiteit is nie my ego nie, my ware ek is my identiteit. En ek altyd gestry hier in Renaissance en sê, jy's al twee. Jy's al twee. En so sê die Christen dan, my identiteit is dit, en Paulus sê, die ware ek kan nie sondig nie. So, die ou wat sondig is my vlees. En daar's kerke, wat ek nie by die name hoef te noem nie, maar ek weet wie hulle is,
wat baie sterk daarin glo, en as jy hulle 'n sonde gedoen het so ou, dan sê hy net, sorry, dit was nie ek nie. Dit was die ou mens in my. Maar dis nie wie ek is nie. Daar ontwikkel 'n geweldige ontkenning. En die ironie is, as dit met jou gebeur, dan leef jy in ontkenning van jou eie donker. Jy weier om langer te besef, jy is sielkundig 'n totaal geheel wese en jy integreer nie meer daai werklike skadu as deel van jou identiteit nie. En nou leef jy in ontkenning, en wat gebeur is, daai skadu is besig om jou lewe te beheer, want jy dink dit is die deel van jou nie, maar dit is. En dan kyk ander mense aan jou en sê, hoe kan daai persoon nie sien wie hy of sy is nie? Ons sit met al hierdie negatiewe gedrag, ons sit met al hierdie donker goed wat hulle doen, ons sit met al hierdie houdings en goed. Maar dit lyk asof daai persoon net eenvoudig dit nie van hom of haar self weet nie, want dit is wat gebeur. En jy kan dit vanuit 'n Christelike model doen, of jy kan dit uit 'n spirituele model doen, maar die oomblik as jy dualisme pleeg en jy skei ware jy van valse jy, ego van wie jy regtig is, en jy maak dit twee goed, dan het jy die probleem dat daai skadu wat jy nie wil aanvaar deel van jou is nie, dis deel van jou identiteit. As jy dit nie wil deel maak van jou identiteit nie, sê Jung, dit gaan vir jou beheer, want jy kan dit nie onderdruk nie. Dit gaan jou beheer. En ek hou van daai woord van hom, wanneer hy sê, dis 'n skadu, want hy maak dit nie 'n monster nie. Hy sê net, kyk, ons kan met hierdie ou werk. Ons kan met hierdie ou werk. Wat moet jy doen? Dit is daai ding van, jy wil nie die lig laat val op jou swakhede nie. En dis letterlik in hierdie sielkundige model van Jung, wat moet gedoen word? Jy moet toelaat dat die lig daarop val. Want dit is die manier om daarmee te werk en dit na gesonde plekke toe te integreer in jou lewe. Jy moet die lig daarop laat val. Jou jaloesie, jou trots, jou vrese, jou beheersig, jou minderwaardigheid, jou behoefte aan erkenning, jou aggressie, al hierdie goed kan positief wees in jou lewe. As die lig op dit val, jy integreer dit is wie ek is, maar kom ons dink net bietjie, hoe gaan ons met hierdie goed omgaan en met hulle werk, sodat hulle selfs tot my voordeel kan wees, en ander mense se voordeel. Maar as ek dit nie in myself wil sien nie, dan doen ek dit. Dit verskuif van adres. Dit gaan nie weg nie. Maar jy het nou 'n ideologie, of 'n manier waarop jy kyk na jouself, en jouself identifiseer. Het jy nou wat maak, dat daai goed nou toegedruk word, toegehou word, dit is nou donker, jy wil dit nie sien nie, die lig mag nie op dit val nie, jy sien dit nou nie. So jy weet dit naderhand amper nie van jouself nie. Maar hy bly daar, en wat jou siege met hom doen is, hy skuif hom uit, buitentoe. Jy plak hom op ander mense. En dit is dan wanneer jy begin preek vir ander mense, terwyl jy self met dieselfde probleem sit. Hulle is boos, want jy weet jy self is. Hulle is donker, want jy weet jy donker. Dis projeksie. Jy projekteer dit op ander mense, want jy kan dit nie in jouself en wil dit nie in jouself raak sien nie. En dis dan wanneer ons sê, die dominee of pastoor wat die hardste preek teen boosheid, preek teen sy eie boosheid. Want ons sien maklik ander mense se skadu raak, as ons eers besluit het, ons het nie. Nou Jung het 'n interessante ander ding gesê. Hy het gesê, ons word nie verlig deur net op lig te fokus nie. Laat dit bietjie insink. Ons word nie verlig deur net op lig te fokus nie. Ons word verlig wanneer ons die donker in ons na ons bewuste toe bring. En ek wil dit so uitpak. Mense sê vandag, ek gaan nie fokus op my swakhede nie, ek is positief, ek fokus op my sterkpunte, en dis wie ek is. En dan sê hulle hoe sê hulle, affirmations in die spieël. En dis hoe hulle die lewe aanpak. Dis 'n manier om te ontken en nie te werk met jou donker plekke nie. En jy gaan daar uitstap van daai spieël waar jy gesê het, jy's oulik, gaan jy vir ander mense begin vertel, hulle is nie oulik nie, want dis wat projeksie gaan doen. Jy kan nie self verander as jy net na die lig kyk nie. In die Christelike konteks het Paulus 'n teksvers geskryf waar hy gesê het, ek dink dit was Paulus, hy het gesê, ons word
Deur na die heerlikheid van God te kyk, ek parafraseer nou, deur na die heerlikheid van God te kyk, word ons self van gedaante verander om soos hy te lyk. En daarom sal mense vir jou sê, ek wil nie op my sondes fokus nie, ek wil nie hê jy moet my daarop wys nie, dis nie 'n godsdienst van werke nie, ons is gered, ons is vrygemaak, ons het Jesus wat nou vir ons gaan help, en al wat ek nou moet doen is ek moet aan my verhouding met Jesus werk, want hoe meer ek na Jesus kyk, hoe meer sal ek verander om soos hy te word. Daar is 'n element van waarheid daarin. You become like the company you keep. Maar dis net 'n element van waarheid, want as jy met dualisme sit, en jy aanvaar nie my identiteit bestaan uit donker en lig nie, dan gaan die lig net op ander mense se donker goed val, en jy gaan altyd 'n projekterende lewe leef, jy gaan altyd verdelend wees sosiaal, jou nasie is reg, ander nasie is verkeerd, jou kerk is reg, ander kerk is verkeerd, jou manier van dink is reg, so gaan ons verdeel, jy kan nie anders nie, dis hoe dit sielkundig werk. So dis baie goed om na die goeie goed te kyk. Dis baie goed om nie mismoedig te word nie. En daar is dis 'n goeie ding van die Christene byvoorbeeld, dat hulle, as hulle sondes bely het, nou aanvaar, ons is nou klaar daarmee. En nou moet jy nie weer vir my beskuldig nie, want die Here het my vergewe, want anders gaan ons vergaan, en skuldgevoelens help niemand nie. 'n Skuldgevoel het net een rol. Hy moet jou laat sien wat jy gedoen het, besef wat jy gedoen het, en ware berou ontwikkel, en dan draai jy om. Dis al, maar dan is jy klaar. As jy gaan aanhou skuldig voel oor dit wat jy in die verlede verkeerd gedoen het, en dit waarmee jy vandag nog sukkel, en waar jy kort struikel in die lewe, dan gaan jy jouself verlam. So dis goed om nie met daarmee te identifiseer nie, maar jy moet ook daarmee identifiseer. En daar's 'n nuance verskil. Dis nie jy nie, maar dis ook deel van jou. En dan gee dit balans en perspektief op jou hele menswees en persoonlikheid en op jou pad. En dis 'n baie radikale gedagte waar Jung gesê het, nee, jy moet na die lig kyk. Jy moet jou besig hou met dit wat lig en goed is. Maar jy moet ook dat die lig op die donker te val, dat jy bewus is daarvan. Want, hy sê, jy kan nie die donker oorwin en dit heeltemal uit jou ban nie. Jy gaan deur dit te verstaan en dit te ken, gaan jy anders daarmee werk, en gaan jy letterlik dit plooi, om in diens te kom staan van jou hele mens wees. En as mense dink aan goed soos jaloesie en trots en 'n behoefte om altyd reg te wees, en vrees en beheersig minderwaardigheid, ek gaan nie daarop ingaan nou in praktyk nie, maar elkeen van daai goed kan 'n positiewe ding in jou persoonlikheid wees. Elkeen van hulle. Hoe kan dit 'n positiewe ding wees om kwaad te wees? Dit gaan beteken dat jy vir die regte goed gaan kwaad raak. As jy net 'n oomblik stil word en dink oor wanneer jy kwaad is en waar die kwaad vandaan kom. En dis die vraag, is die goed nou sondes of is dit net skadies, want dis hoe die mens is? En dit het my baie lank besig gehou, want daar is mos daarom goed wat flagrant is, verskriklik verkeerd, brutaal en boos is. So moet ons wegdoen met hierdie konsep van sonde en onaanvaarbaar en dit sag maak en dit net skadies noem. Maar ek hou nogal van die verskil in hierdie idee, en kom ons hou het genuanceerd, maar ons dink 'n bietjie meer grys daaroor. Want wie van ek en jy op hierdie ouderdom het nog nie in patrone verval, waar ons agtergekom het, maar ek is nou besig om 'n slaaf te word van hierdie ding. Al is dit dan iets abstrakt, soos om kwaad te raak, vir alles. Almal van ons was heel waarskynlik al daar. So, die vraag is net, hoe gaan ek groei? Die vraag is nie, is dit verkeerd nie? Ja, ons weet in sy ekstreme vorm is hy verkeerd. En dan mis jy die punt van lewe, en dis wat die woord sonde ook beteken, amartia, wat beteken jy mis die doel. En jy mis die doel, as jy daai goed in ekstreme leef, en toelaat dat dit skade doen. Maar my vraag is, het daai manier van werk daarmee, het dit vir ons gereedskap gegee om van hierdie patrone ontslae te raak? Nee. Ek moet ongelukkig vir julle sê, as jy in 'n tradisie, as jy in 'n Christelike tradisie is, wat baie ekstreem net fokus op, ek het mos bely, ek is nou vergewe, nou moet niemand weer daaroor praat nie, dis verby, dis nie deel van my nie, en ek ontken dit, en gelukkig gaan ek nou hemel toe, dan kom jy nie agter by hierdie patrone herhaal hulle self, en dan maar elke keer net weer gaan sê, jammer, en al wat jy dan sê is, mense vir jou sê, maar jy hou aan, dan sê jy, maar ek is mos 'n swakkeling.
Ek is mos net 'n mens, maar gelukkig is die Here se vergifnis daar. Nou dis baie ekstreem. Gelukkig leef baie die meerderheid Christene nie daar nie. Maar my stelling vanoggend is, dit gaan nie help nie. Dit gaan die patroon laat oor en oor en oor voorkom, sonder dat jy dit agterkom en jy het nie 'n antwoord daarvoor nie. So, Jung vra nie daai vraag, het jy dit weer gedoen nie? Ja, jy het dit weer gedoen. Jung sê, wil jy ophou om dit te doen? Dan sê ek, ja, ek wil. Nou hoe, vra ek vir Jung, moet ek ophou om dit te doen? Of beter met hierdie ding omgaan? Dan sê hy dit. As jy die vraag vir jouself vra, waarom doen jy dit? Het jy die sleutel oopgesluit na die antwoord? En dis 'n heel ander vraag. Dis nie is jy skuldig nie, ons almal weet ons is vol skades. Dis net waarom? Waarom? Ons leef dan nie meer soos iemand wat die vloer op vir elke keer as die dak gelek. Die dak lek en ons vee die vloer. Die dak het alweer gelek. Vees maar weer die vloer op. Dis daai sorry sê, maak Johan sê dit baie in besigheid as mense nie diens lewer nie vir sy kliënte en sê sorry means nothing. It means nothing. Dis om die vloer op te vee. Maak daai lek in die dak reg. Die ware herstel van die probleem van die vloer wat nat word, is dat jy sal uitvind waar lek die dak. As jy weet waar lek die dak, in jou skadekant, en jy maak hy lek reg, dan het jy gewen. So jy vra eintlik dit, in plaas van om te sê, ek is maar 'n feilbare mens, en vee jy weer die vloertjie op met 'n sorry, sê jy, wys my wat op die diepste vlak in my aangaan. Wys my. Dis baie moeilik. Dis 'n mens wat homself verstaan as 'n mens met skades. En is 'n mens wat verstaan sy diepste behoefte aan groei lê gesetel in een enkele plek, en dit is om dit wat jy nie van jouself weet nie te begin weet. Lenka het dit baie gesê, selfkennis. Know thyself. As ek wat Philip is myself ken, vat dit nie die donker goed weg nie, maar ek weet van hulle. En nou kan ek uitvind waarom. En as ek met daai waarom begin werk, dan begin die skade minder word. En dis waar my groei begin. Ek moet weet wie ek is. Waar's daai plek? Viktor Frankl het vir ons daai plek gegee, en dit het julle ook al uit my mond gehoor. Hy het gesê, tussen stimulus en reaksie is daar 'n ruimte. Is daar 'n ruimte. Daai ruimte is ongelooflik belangrik, want dit is in daai ruimte waar selfbewustheid begin. Jy maak my kwaad. Jy druk hy knop in my, jy's woede in my. Viktor Frankl sê, Philip, stadig tussen dit wat jy nou gevoel het, die stimulus, en wat jy nou gaan sê, is daar 'n spasie. Haal asem, gaan staan in daai spasie. Staan in daai spasie. As ons nou prakties maak. Jy word gekritiseer deur iemand en jy is onmiddellik kwaad. As dit gebeur, dan vra jy hierdie vraag. 1. Waarom maak hierdie opmerking my so kwaad? Die waarom is die belangrikste vraag ooit. Waarom word ek kwaad? Die tweede vraag wat jy vra is, wat probeer ek nou, deur dit wat ek wil sê, in my beskerm? Wat probeer ek nou beskerm? Is dit my ego, my trots, my onsekerheid? Die derde vraag is, as ek daaroor begin dink het, sou ek steeds dieselfde reageer het? Dis gewoonlik die vraag wat ons agterna vra. Daai ruimte is belangrik. Dis nie 'n resep om nooit weer kwaad te word nie, maar is wel 'n manier om 'n pad te begin stap waarop jy toepaslik gaan kwaad word en nie ontoepaslik nie. Jou reaksie gaan pas by die stimulus. Nou, as 'n ou hierdie ruimte kan groter kry, die ruimte waar jy staan en jouself hierdie vraag vra, nê. So dis, julle weet hoe moeilik is dit partykeer om 'n dak se lek te kry. Ons het een wat ons nie kry nie. Die professionele mense het al kom kyk, hulle kry hom nie. Hy's op Johan se lesenaar en die ander een is op my kop in die bed. Ons kry hom nie.
Ons kry hom nie. Ek wil nie onrealisties wees en sê, jy gaan elke liewe plekkie kry waar die goed in jou ontspring nie, want ons weet, dit vat baie van jou geld en baie terapie. Dit gaan dalk nie noodwendig gebeur nie, maar dit is die moeite werd om te probeer, want met 'n ou plaashuis wat so gelek het, dat ons oral moes emmers en goed neersit, dis die waarheid. Verlede seisoen is daar nou 2 plekke. So jy skuif jy bed en jy sit jou asblikkie daar. Jy gaan die water na my in die nag hier langs my. En op sy lesenaar is daar 'n waskottel. Hier by sy laptop. Pong, pong, pong op 'n handdoek. Dis kry dit nie reg nie. Dis mens wees. Jy gaan nie al die lekplekke reg kry nie. Maar as jy moet werd om te soek en te soek en te soek. En as jy daai gesoek het, dan skep jy 'n ruimte waarin jy jou innerlike werk gaan bly doen en heel waarskynlik as jy die dag oud is, dan is daar bitterlik min lekplekke in jou huis. So my vraag net aan jou is, ken jy jouself? En dit is verskriklik belangrik dat jy jouself sal ken. Moet nooit weer dink in terme van ek's goed en daai mense is sleg nie. Hannah Arendt het na die Tweede Wêreldoorlog die verhoor van Adolf Eichmann bygewoon. En hulle sê sy het verwag om 'n monster te sien, né? Maar sy beskryf toe agterna iets heel anders. Sy sê, maar hy's 'n gewone man. Hy's 'n gewone man. Hy's amper kleurloos. Hy's glad nie 'n demoniese figuur nie, sê sy. Toe vra hulle vir Hannah, maar wat is hy dan? Wat is hierdie man? Toe sê sy, hy's net iemand wat opgehou het om te dink. Julle? Sy sê, een van die nazi-mense het vieslikhede gepleeg, nie omdat hy boos is nie, hy het opgehou dink. En ons weet wat daar gebeur met daai ideologie. Dis wat gebeur, as jy nie dink oor wat jy nou wil doen nie, dink oor jou reaksie nie, dan gaan hierdie wolf, wat die klein seentjie van praat, net verskeur. Hy gaan net hardloop en hy gaan net verskeur. So sy het dit gesê, sy het gesê, daar's 'n banaliteit in kwaad. 'n Banaliteit in kwaad. Verskriklike kwaad word dikwels nie deur monsters gepleeg nie, maar deur gewone mense wat net nie dink en hulle eie reaksies ondersoek nie. Dis so belangrik. Dis so belangrik. So die belangrike waarskuwing is dit, wanneer ek net glo dat ek lig is, dan begin ek my skadu in die donkerte indruk, en dan werk daai skade weer, en ek dink nie. En 'n mens wat nie dink oor sy skadu's nie, dis 'n mens wat skade doen in hierdie wêreld. So die vraag, die hele kategorisering verander. Dis nie meer aan watter kant staan jy, soos die antieke wêreld vra, en soos die Christelike kerk vandag vra. Watter kant staan jy? Die vraag is dit, hoe goed ken jy jouself? Want jy staan met 'n voet in elke kant. Stel jou voor, en ek land nou, stel jou voor, jy verf 'n ou huis. Dis pragtig hierdie huis. Maar daar's kamers waar jy nooit ingaan nie. Die solder bly gesluit, die kelder bly gesluit. Jy ontvang gaste en jy wys hulle net die sitkamer, die kombuis en die stoep wat aan die kant gemaak is. Almal sê, ja, julle het 'n mooi huis. Maar diep binne-in weet jy, ek ken nie eers self my eie huis nie, want ek gaan nie in daai kamers in nie. Eendag gaan vat jy 'n lantern, jy stap daar in, jy klim in die solder op, en jy sien 'n klomp ou meubels en stof en spinnekoppe en vergete goed. Is glad nie mooi nie. Maar die waarheid is, jy het hierdie huis gekoop soos joune. Daai gemors is joune. Jy kan nie sê is die myne nie. En as die gaste op pad toilet toe, van die skelm mense is wat jou huis wil gaan inspekteer en daar ingegaan het, en hulle sien dit, dan gaan hulle bo blink. Dit is hoe dit gaan wees. Dis nie mooi nie, maar as joune. Maar dan stap jy af kelner toe, en daar's ook dinge wat weggesteek is. En hoe meer jy op en afstap, kelder toe en solder toe, hoe meer begin dit voel soos huis, en jy dink, hierdie stoel kan daar gaan staan, en jy stof hom af. En hy word deel van die bruikbare goed. Dis wat Jung vir ons wil leer. Moenie bang wees vir jou donker kamers nie, want dit is deel van jou huis.
Volwassenheid beteken nie dat daar geen donker kamers meer is nie. En daarom sê ek in antwoord op 'n pastoorsvriend van my wat eendag gesê het, hy het 'n verskriklike moeilike gemeente. En hy beskryf hulle gedrag en ek sê, liewe land, maar dis mense wat daar maar onvolwasse is, toe sê ja, nee, hulle is emosioneel baie onvolwasse, maar hulle is verskriklik sterk en volwasse geestelik. Toe dog ek, hoe kry jy dit? Maar dit is waar dit gebeur. Dis waar dit gebeur. Dis baie onvolwasse om nie van die donker kamers in jou huis bewus te wees nie. Dis baie onvolwasse om te dink hulle bestaan nie, net omdat jy hulle toegesluit het. Volwassenheid beteken dat ek die moed het om my deure oop te sluit, die lantern op te tel en die lig te laat val op die donker in my. Want die doel van die lewe is nie om volmaak te word nie. Die doel is om heel te word. Jy gaan nooit sonder donker wees nie. En dit is 'n wêreldbeeld wat ek glo ons in die 21ste eeu nodig het. Nie 'n wêreld waarin ons voortdurend gaan die wêreld verdeel in goed en sleg nie. Maar 'n wêreld waar ons eers die moed het om onsself te gaan ondersoek, daai reis te gaan neem na onsself toe, en dan gaan ons daar uitstap met 'n baie sagter beeld van dit wat om ons aangaan. Miskien ontdek jy, en nou praat ek met julle en myself, hierdie week iets van jou eie skadu. Moenie daarvan wegvlug nie. Dis nie die vyand van jou lewe nie. Dit is die deel van jou wat nog wag om deur jou verstaan te word. Want die teenoorgestelde van skadu is nie lig nie. Die teenoorgestelde van skadu is bewustheid. Ek gaan dit herhaal en daarmee afsluit. Die teenoorgestelde van skadu is nie lig nie. Die teenoorgestelde van skadu is bewustheid. Dit was vandag my storie. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.